In die nuus vanaand, bekroonde digter, skrywer en storieverteller Dr. Diana Ferris in Woester begrawe. Veeboere meen die verklaring van Back and Close tot 'n nasionale ramp het dalk te laat gekom. Goeienaand en welkom by die Laat Valentynsdag Bulletin. Die internasionaal gerekende Suid-Afrikaanse digter, skrywer en kulturele ikoon, Dr. Diana Ferris, is in Woester in die Wes-Kaap ter ruste gelê. Ferris het haar werk in Afrikaans en Engels gepubliseer en het met haar mentorskap baie ontluikende skrywers bemagtig om hulself uit te druk. Dr. Diana Ferris sal veral vir haar gedig I've Come to Take You Home onthou word wat opgedra is aan Sarah Baartman. Tydens haar amptelike provinsiale begrafenis in Woester het 'n erewag haar na haar finale rusplek vergesel. Ferris bekend in politieke, akademiese en kulturele kringe. Maar dit was veral die invloed wat sy op jong mense gehad het wat haar onderskei het. Sy het geglo elkeen het 'n storie en om dit te kan vertel. Veral die wat nooit toestemming gekry het om dit hardop te sê nie. Ferris was 'n aktivis vir gemarginaliseerde groepe en het 'n diepe band met die land se inheemse groepe gehad. Dit was haar gedig oor Sarah Baartman wat gelei het tot die besluit om die oorskot van die Khoikhoi vrou van Frankryk na Suid-Afrika te repatrieer. Haar aktivisme wat nooit opgehou het nie totdat sy vir Sarah Baartman huis toe gebring het. En nie net haar liggaamlike oorblyfsels. Sy breek daarmee die ketting van imperialisme en van kolonialisme. Toe Sarah Baartman van ons weggevat was, toe hy ook ons menswaardigheid probeer wegvat. En 20 jaar later het Dr. Diana Ferris dit teruggebring, natuurlik net vir Sarah nie, maar ook die menswaardigheid en menslikheid wat 'n mens so baie nodig het op die oomblik. Ferris het in 2022 'n ere-doktorsgraad vir haar werk van die Stellenbosch Universiteit ontvang. Sy was wêreldwyd bekend en het dikwels as spreker by internasionale geleenthede opgetree. Eybre Babie, SAIK nuus, Woester, Wes-Kaap. Landse veeboere het uiteenlopend gereageer op president Cyril Ramaphosa se verklaring van Back and Close as 'n nasionale ramp. Terwyl sommiges dit verwelkom en sê dat die inentingsveldtogte hulle hoop gee om die uitbreking te bestry, wonder ander of dit nie te laat is om die verspreiding van die siekte te stuit nie. Die KwaZulu-Natalse regering sê hy is van plan om die provinsie se hele veekudde van sowat 2,4 miljoen beeste teen Back and Close in te ent. Die Amajuba distrik in die noorde van die provinsie word die ergste geraak met meer as 6000 gevalle. Within 6 months we just need to cover the whole lot, which is 2.5 to 4.5 million. We'll be doing it both in the communal space as well as in the commercial space. Volgens die provinsie gaan hy in die eerste week van Maart met sy massa-inentingsveldtog begin. Die Oos-Kaap het intussen 2600 dosisse enstof ontvang. Die provinsie het nagenoeg 4 miljoen gesplete hoefdiere. Sommige boere meen dis te laat om die siekte te probeer voorkom. We have been fortunate this week to start the vaccination process in the Kruisfontein area, which we are at now. And so far, as a community, we have come together to assist government and the officials coming to do the process. Die provinsiale regering sê inenting sal in hoë risiko en prioriteitsgebiede verskerp word sodra hy sy bestelling enstof ontvang het. Hoewel goeie reën van dese week in die tuinroete en Klein Karoo in die Wes-Kaap uitgesak het, is dit steeds nie genoeg om die droogte in die streke te breek nie. Verskeie dorpe het watertekorte weens damme en riviere wat opgedroog het. Oudtshoorn, De Rust en Düsseldorp gaan tans gebuk onder vlak 6 waterbeperkings. Oudtshoorn bly onder vlak 2 waterbeperkings terwyl De Rust ongeveer op vlak 6 waterbeperkings is. Daar het so ongeveer 20 mm reën in die opvangsgebied geval. En die Rouwenhamerdam se watervlak is egter konstant op 59% met 'n ligte invloei
in die dam en wat natuurlik oor die laaste paar dae gestabiliseer is. In Knysna is die Akkerkloofdam steeds slegs 23% vol en in George lyk sake nie veel beter nie. Let's try bit by bit and save water, and we must report leakages that are there. We must also report people that are not adhering to the level 4 restrictions. Die beramde oorblywende watervoorraad in die Tenroete dam is ongeveer 17 weke. Die voorspelling vir die komende maande bly dieselfde met bo normale minimum en maksimum temperature en ongemiddelde reënval. Hierdie vooruitsig strek tans tot in die wintermaande. Gevolglik bly vlak 2D waterverbruiksbestuursmaatreëls in werking. Dorpe soos Riversdal en Heidelberg in die Hessequa munisipaliteit se damme is ook droog en streng waterbeperkings geld ook hier. Stygende elektrisiteitkostes en die waterkrisis is van die uitdagings wat deur ministers by vanjaar se Belê in Afrika mynbou en Daba bespreek is. Regeringsamptenare, gemeenskappe, beleggers en mynboubelanghebendes het die 4-daagse jaarlikse geleentheid in Kaapstad bygewoon. Vanjaar se Indaba was sterker saam, vordering deur middel van vennootskappe. We are busy with the electricity pricing policy at the moment. We're reviewing the entire tariff structure, particularly to ensure that we are creating cost-reflective tariffs. You know, it doesn't help that we make cheaper electricity and then it's not cost-reflective, so Eskom or whomever's providing it then runs at a loss and ultimately collapses. So our number one priority has always got to be energy security. The second is that we have affordable electricity and we have sustainable electricity. Op Sabie en in Mpumalanga is Jane Sithole onbestrede herkies as die provinsiale leier van die DA-party. Dit is die 3de keer dat Sithole in die ampt verkies word. Trudy Grove Morgan bly aan as adjunkleier en Bosman Grobler behou ook sy posisie as provinsiale voorsitter. In Durban is talle verdagtes tydens 'n klopjag in Durban se middestad in hegtenis geneem vir die besit van dwelms en onwettige vuurwapens. Verskeie ongedokumenteerde buitelandse burgers is ook in hegtenis geneem. Die multidissiplinêre klopjag is deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi gelei. Die klopjag gaan nou uitgebrei word na die Umlazi en KwaMashu boonbuurte. En net hierna kyk ons na hoe vaar die Proteas teen Nieu-Seeland in hulle T20 wêreldbeker kragmeting in Indië. En dit is dan al vir vanaand. Onthou ons is môre aand terug met 'n volledige nuusbulletin in ons gewone tyd geleef om 6:30 hier op SABC2. Geniet die res van Valentynsdag. Totsiens.